Ons het net vir die Here dankie gesê vir sy goedheid in ons lewens. Spesifiek dan vir die reën wat ons die afgelope tyd gekry het. En ons het ook gesing dat die skepping, al die bome en die gras op die vlaktes, saam ook die Here loof en prys. En dit is so, na die reën klink vir my die voeltjies se getweetery klink sommer harder. Dit is so asof die hele skepping draai na die Here om vir hom te sê dankie vir sy goedheid in ons lewens. En Here, dis juist wanneer ons so saam is dat ons 'n behoefte het om ons dank in woorde om te sit. Om na U te draai om vir U te sê dankie Here vir U goedheid in ons lewens. Ons het U genade en die vrede ontvang, maar genade is juist iets wat ons ontvang waarop ons nooit gereken het nie, wat ons nie verdien nie, wat nie in ons wildste drome sou waar geword het nie. En dankie daarvoor, dankie dat ons U goedheid so sigbaar en tasbaar in ons lewens kan beleef, vir die reën wat ons ontvang het. Ons het daarvoor gebid, nie net verlede Sondag aand by 'n gebedsbyeenkoms nie, maar ook deur die hele week was daar woorde van smeking om vir ons reën te gee. En dankie Here dat U voorsien wat ons nodig het. Dankie ook vir die mense in ons lewens wat ook 'n stukkie reën is wat U vir ons gee. Dankie vir die mense wat spesiaal is. Dankie vir die geloofsgemeenskap wat so saam is vanoggend. Die mense wat agter my sit en voor my sit en langs my sit. Dis mense wat U vir ons gegee het. Dis die geskenke wat ons deur die jaar ook verder kan oopmaak om te geniet. Dankie daarvoor, Here. Kom praat met elkeen van ons deur U woord. Amen. Ons tema vanoggend vir ons boodskap is 'n ontmoeting wat lei tot Shalom. 'n Ontmoeting wat lei tot Shalom. En ek dink dis nogal 'n goeie samevatting van daai bekende Eksodus 15 wat jy in jou Bybel kan blaai vanaf vers 22 tot en met vers 27. Dit is 'n goeie opsomming wat jy kan saamvat, 'n ontmoeting, jy's ook vir ons, wat lei tot Shalom. En as jy jou Bybel hier het, dan kan jy so 'n bietjie terugblaai, dan kyk jy net so 'n bietjie 'n paar opskrifte, gebeure in die volk van die Here, in hulle reis saam met die Here. En wat het gebeur vooraf tot en met Eksodus 15 vanaf vers 22. Ons lees daar, Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee. En hulle het na die Sur-woestyn toe gegaan. Hulle het 3 dae lank die woestyn ingetrek en geen water gekry nie. Toe hulle by Mara aankom, kon hulle nie die water drink nie, omdat dit bitter was. Daarom het hulle die plek ook Mara genoem. Die volk het by Moses gekla, wat moet ons drink? Moses het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Hy het dit toe in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het die Here die volk op die proef gestel en daar het hy vir hulle 'n vaste reël neergelê. En hier kom die vaste reël. Hy het gesê, julle moet goed luister na wat ek, die Here julle God sê. Julle moet doen wat reg is in my oë, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf. Dan sal ek geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het, oor julle bring nie, want dit is ek, die Here, wat julle gesond hou. Tot sover ons kernversie vanoggend vir ons boodskap. Die Here het gesê, julle moet goed luister na wat ek, die Here julle God sê. Julle moet doen wat reg is in my oë, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf. Dan sal ek geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het, oor julle bring nie, want dit is ek, die Here,
wat julle gesond hou. Ons het net nou gehoor van die pragtige woord om af te skop, en ek wil nou hierdie boodskap, nadat ons die Here gehoor het, deur sy woord afskop, met 'n sinnetjie, wat elkeen van ons, nou waar jy sit, moet voltooi. En die sinnetjie is, die lewe is vir my soos. Met watter vergelyking leef jy elke dag, waarmee jy opstaan in die oggende? Soos wat is die lewe vir jou? As jy dadelik kan dink aan 'n vergelyking. Ek onthou op 'n stadium met iemand vir my gesê, dat die lewe is soos 'n hoenderstellasie. Die van julle wat groot geword het op plase met hoenders, hulle sit mos op 'n stellasie so bo mekaar. Die lewe is soos 'n hoenderstellasie. Dit is hard en vol nonsens, het iemand een keer gesê. Ek onthou toe ek kinder was, toe het ons nikkebols gesuig gereeld. Op 'n stadium, as ek reg is, vir 1 sent het jy 4 nikkebols gekry. Dis daai nikkebol as so swart, sit hom in die mond, julle onthou? Is daar van julle wat ook nikkebols gesuig het? As kinders, 4 gekry vir 1 sent. En dan suig jy hom, dan is daar verskillende kleure. En ons het vir mekaar altyd gesê, as kinders, die lewe is soos 'n nikkerbol. Hy's hard, maar hy's lekker. Maar wat is die vergelyking waarmee jy leef in jou lewe? Soos wat is die lewe oor die algemeen vir jou? Soos wat is die lewe vir jou? Vir my nogal 'n goeie vergelyking van die lewe is dat die lewe is soos 'n rollercoaster rit. Ek weet nie wie van julle het nou onlangs dalk miskien op 'n rollercoaster gery. Ek het gehoor daar is nogal 'n lekker rollercoaster in Kaapstad. Ek onthou in elk geval toe ek kind was daar in Durban, was daar 'n rollercoaster. Ek onthou nog as hy nou weggetrek het, dan kry jy so opdraandes, so lang opdraande wat hy dan beweeg het. En daai opdraande raak dan stadig soos hy opgaan. Dis voorspelbaar. Dis eentonig. Jy raak eintlik skoon verveeld. Jy weet nie wat om met jouself te doen nie. Maar dan kom jy bo en dan gaan 'n rollercoaster vinnig daai afdraande af. En dan is dit hierdie kant toe en dan is dit daai kant toe. Dan is jy bo en dan is jy onder. Dan maak jy sulke draaie. Soms weet jy nie wat is bo en wat is onder nie. Die Engelse woord daarvoor is perplexity. Dis net chaos. Soos 'n rollercoaster rit. Die van julle wat al 'n rollercoaster gery het. Dalk miskien in die Amerikaanse samelewing deesdae is daar wat hoog gaan en wat lank ry en wat woeste kere gaan. En dan voel dit soms in hierdie rollercoaster dat jou maag sit in jou keel. En dan moet jy seker maak dat jy agter die persoon sit wie se maag by sy keel uitkom. Die lewe is soos 'n rollercoaster rit. En as jy dink oor die lewe, dan is dit nogal interessant om agter te kom dat hierdie twee uiterstes, hierdie stadige rit, voorspelbaarheid, jy voel half verveeld, alles loop goed, alles loop soos jy beplan het, en dan hierdie chaotiese omstandighede wat jy skielik tref. Baie keer is hierdie twee uiterstes volg op mekaar. Ek wonder of jy nogal daarmee resoneer. Of jy ook sal sê, maar dis eintlik 'n goeie beeld om mee te werk, dat die lewe is soos 'n rollercoaster rit. Want as jy dit vanoggend het, dan verstaan jy iets wat in die lewe van die volk van die Here hier gebeur het in Eksodus 15. Juis by Mara, toe die volk daar aangekom het. Gister nog was hulle in 'n stadige opdraande, voorspelbaar, alles is goed en alles loop soos normaalweg. En toe sing hulle. En net die volgende oomblik,
Toe slaat hulle daar afdraande en dis chaos. Hulle weet nie of hulle bo of onder is nie. En toe kla hulle. Van een oomblik dat hulle sing, volgende oomblik kla hulle as volk van die Here. Gister was hulle in die woestyn gewees. Die volgende dag raak hulle bewus van al hierdie sand en nogmaals sand. En is die kindertjies wat begin huil. Net soos kindertjies, baie keer die van julle wat op die strand gekom het hierdie afgelope tyd, kindertjies hier by 12 se kant, die huisgesinnetjie wat moet terugkeer na hulle strandhuis toe, waar hulle kuier, en dan moet daai kindertjies op daai warm sand loop. En dan sit 'n gekermery en 'n gehuilery. Dit gebeur ook by die volk van die Here. En skielik begin hulle te kla. Die kindertjies huil, want hulle is dors. 'n Lied van bevryding was pas op hulle lippe gewees. En toe slaan hulle vir die volgende oomblik Mara. Dink jou gou net in, die van julle wat julle Bybels nog daar oop het, en ek wens jy kan net so 'n bietjie saam met my blaai. Net in Eksodus 14, kort voor Mara, was hulle by die Rietsee. En daar was water. En daar was te veel water. Soveel water dat hulle begin uitroep het, wat gaan van ons word? Ons gaan versuip in hierdie water. Want Farao is op pad. Wat gaan van ons word? Almal skree, ons gaan versuip. Net die volgende is hulle 3 dae, vers 22, 3 dae in die woestyn. En is net sand. Nou kom hulle aan by water, by Mara. En die water is bitter. Dit is 'n rollercoaster lewe. Maar hier is die punt vir oggend, wat ek en jy moet snap. Ons elkeen kom een of ander stadium by Mara uit. En Mara is nie 'n plek op 'n kaart nie. Vir ons vandag is Mara 'n plek in jou hart. By Mara proe jy die bitter water van teleurstelling. Verwagtings wat jy gehad het van die lewe wat nie so uitgedraai het nie. Verwagtings wat jy gehad het vir die lewe vir jou gesin, vir jou familie, hoe dit moet uitwerk. Die verwagtings wat jy gehad het vir jou kinders, vir jou kleinkinders. En dit werk nie so uit nie. By Mara is die plek waar jy ontdek, daai plek in jou hart van verbrokkelde verhoudings. Verhoudings wat nie meer lekker werk nie. Ons skaaf en skuur aan mekaar. Dis juist by Mara wat jy ook ontdek, maar jou liggaam werk nie meer saam met jou nie. Jou liggaam keer op jou. En hy is nie meer dit wat hy was nie. Jy ontdek dit. By Mara ontdek jy, maar jou siel sing nie meer nie. Jy sing nie meer daai bevrydingslied, soos die volk van die Here gesing het nie. Jou siel sing nie meer nie. Jy is nie meer so joyful mens, soos wat mense geken het so klompie jare gelede nie. Dis by Mara, waar jy iets ontdek van jou gebrokenheid. En ek wil graag hê jy moet daai woordjie gebrokenheid ook bietjie vasmaak in jou gedagtes. Daar ontdek jy jou gebrokenheid as 'n mens. En ons almal was daar by Mara. En as jy nog nie ooit in jou lewe by Mara was nie, dan is die kans baie goed dat jy in hierdie jaar by Mara gaan 'n draai maak. 2 groot vrae wat hierdie paar verse in Eksodus 15 ons wil help mee. Antwoorde gee, begelei in. En hier is die 2 vrae. In die eerste plek, wat gebeur met ons as mense as ons die bitter water moet drink by Mara? Tweede plek, wat doen die Here met hierdie bitter water in ons lewens? En ek dink dis die wonderlike boodskap wat uit hierdie Eksodus 15 kom, dat Mara word 'n plek van ontmoeting. Mara is juis die plek waar God sy kinders ontmoet. En baie mense
Juis wanneer dit goed gaan, wanneer daar so 'n stukkie voorspelbaarheid in jou lewe is, en jy weet dit wat kom in jou lewe, dan sê ons altyd maar, nou is die Here se goedheid met my. Die Here is mos hierin. Hoe sou dit wees, as ons 'n lewe leef, waarin elkeen van ons kan ontdek, dat God ons elkeen ontmoet, juis by Mara, waar die water bitter is, daar waar hy iets wil doen, en juis in die taal van Eksodus 15, as ons prakties kan wees, wanneer die Here hierdie volk ontmoet, dan kom leer hy hulle 3 goed. Hy kom leer hulle, wie is hy as God? Hy kom openbaar homself, juis by Mara. Die tweede plek kom leer hy ook, wat hy kom doen in ons lewens, in 'n ontmoeting met ons. En die derde plek, hoe doen hy dit? Die wie, die wat en die hoe, om dit prakties te maak. Hy leer vir hulle en vir ons wie hy as God is in die eerste plek. Kyk net gou as jou Bybel nog oop staan, vers 26, 33 vertaling. Ek is die Here wat jou gesond maak. Ek is die Here wat jou gesond maak. The Message vertaling, I am God, your healer. Amplified Bible, for I am the Lord who heals you. Die Here sê vir hulle en ook vir ons, dis wie ek is. Dis wie ek is. Dis my identiteit. Dis my karakter. Dis wie ek is. Ek is die Here uit wie heling kom. Ek maak gesond. Ek hou gesond. En die Here sê hier, dit is wie hy is. Die Here sê nie hy is soos 'n dokter wat as hy die regte diagnose vir jou gemaak het en hy die regte instrumente, dan gaan hy jou gesond maak nie. Nie so seer iets wat hy gaan doen nie. Dit is wie die Here is. Uit hom kom daar heelheid en heling vir ons. Blaai jy 'n bietjie deur die Ou Testament, dan kry jy verskillende verbondsname van die Here. Sekere name is deur homself vir hom gegee, ander deur mense. Maar verskillende verbondsname wat die Here beskryf volgens sy funksies, van die verskillende fasette van wie hy is. Dit was juist gewees in die vroeë kerk, was daar 'n klompie mense wat deel was van 'n teologiese stroom, of kom ons noem dit 'n bepaalde tradisie, wat bekend was as die Via Negativa. En dit was die mense gewees wat gesê het, en dit was hulle groot bydra, ons as mense, as volgelinge van Jesus, moet pas op om nie te eensydig oor die Here te dink nie. Veral wat ons taal betref, hoe ons baie keer praat oor die Here. Want hulle het gesê, die Here is altyd meer. Die Here is mos altyd meer. Hy is jou Vader, maar hy is tog nie net jou Vader nie. Hy is tog meer. Hy is ook jou vriend. Hy is ook jou verlosser. Hy is ook jou redder. Hy is ook jou rots waarop jy kan staan met vastigheid. En hier sê hy is die Here wat gesond maak. Hy is die een wat omgee. Hy sê hier, ek is die Here eintlik wat shalom gee. En dit bring ons by die tweede puntjie. Wie is die Here? En dan sê hy, maar wat doen hy? Hy is God en hy gee shalom. En as ons dadelik die woordjie shalom hoor, weet ons almal nou by die tyd, dit is 'n Hebreëse woord wat ons dadelik vertaal met vrede. Shalom is vrede. Maar shalom is baie meer as maar net 'n vrede waaraan ons normaalweg dink as 'n vrede wat 'n wapenstilstand veroorsaak.
Daar is nie meer konflik nie, daar is nie meer oorlog nie, daar is nou harmonie. Hierdie vrede is tog baie meer wat God gee. Hierdie shalom gaan juis oor die teenwoordigheid van alles wat goed is. Maar dit beteken ook verskillende dele wat by mekaar hoort, wat by mekaar pas, kom nou by mekaar. As dit by mekaar kom, dan is daar shalom. En ek dink sommer net aan die metafoor, 'n kleipot wat gebreek het, daai skerwe. As daai skerwe wat by mekaar hoort, wat by mekaar pas, by mekaar kom, by mekaar gesit word, deur 'n gom of wat ook al, dan kom daar shalom. En ons is eintlik op pad, wanneer Jesus weer kom, na die finale shalom, wat gaan aanbreek. Shalom is daai heelheid, heling wat plaasvind. Dele wat by mekaar hoort, kom by mekaar. En dit is die gesond word waarvan die Here hier praat. Ek is die een wat julle gesond maak, wat julle gesond hou. Ek is die een wat die potskerwe in jou lewe by mekaar bring. Dit is heelheid. Dit is genesing. Dit is om gesond te word. Nou wat sê die Here? Wat sê die volk by Mara? Hulle sê eenvoudig, al wat ons nou nodig het is water. Ons soek nou net water. Wat sê die Here vir hulle eintlik? Die Here sê vir hulle, ek is die Here. Wat julle nodig het is shalom. Julle het heelheid nodig. Ek is die een wat heelheid vir jou gee. Uit my kom daar heelwording. Ek wil vir julle shalom gee. Die volk sê net, al wat ons soek is water. As ons water kry, dan is al ons probleme uitgesorteer. As ons water gaan kry, is ons reg met die lewe. Dis die lewe. Dan is ons weer okay. Min of meer hierdie woorde het ek so bietjie langer as 2 weke terug ook by baie mense gehoor. Sommige net as ek vir hulle vra, hoe gaan dit met jou? Dan word dadelik aan my gesê, weet jy, al wat ons nodig het is reën. Ons kort net reën. As ons reën gekry het, is al ons probleme uitgesorteer. Dan gaan ons weer reg wees met die lewe. Dan gaan die lewe weer vir ons lekker wees. Somtyds is daar 'n breë verskil tussen dit wat ons dink ons werklik nodig het om weer die lewe te leef en dit wat God weet ons het eintlik nodig. Dit wat God raak sien in ons lewens. In Eksodus 15, in hierdie week het ek net hierdie paar verse oor en oor vir myself gelees. En later toe kom ek agter, maar ek is eintlik hier tussen hierdie mense, hier by Mara. En ons elkeen kan eintlik onsself hierin kom vind, net in hierdie paar verse. Kyk saam met my, hulle was 3 dae sonder water. Wat gebeur met jou as jy sonder water is? Wat gebeur met verhoudings as mense sonder water is? Ek het gedink nogal die slegste kom dan in jou na vore. Want dit neem jou eintlik na 'n plek van oorlewing. Alwaar jy kan dink is, ek moet nou net oorleef. My tong raak droog, my tong raak dik, my keel is droog, ek sukkel om te sluk, daar is nie meer speeksel in my mond nie. So alwaar ek dink is water. Ek soek water. En ek dink op hierdie stadium in Eksodus 15 was die volk van die Here op 'n emosionele, geestelike en ook 'n psigiese laagtepunt. Onthou nou, hulle kom 40 jaar uit slawerny.
Vir 40 jaar is hulle gedegradeer, is hulle afgedraak, het mense op hulle getrap, het hulle as slawe gewerk. So hierdie mense is stikkend. Hierdie mense is stikkend. Die potskerwe lê op die grond. En hulle sê, al wat ons nodig het, is water. Maar die Here sê, julle het shalom nodig. Julle het heelheid nodig, wat ek vir julle wil gee. Want dit is juis by Mara, wat ons gebrokenheid ontdek. Ons ontdek, dat die potskerwe, lê uit mekaar uit. Dit moet by mekaar kom, ons het shalom nodig. Jy's by Mara, ontdek jy weer iets van jou stikkendheid. En dan die laaste ding wat die Here vir hierdie volk van die Here leer, en ook vir ons, hoe doen hy dit? Hoe bring hy vir ons shalom? Hoe bring hy daai potskerwe in ons lewens weer by mekaar, dat ons heel kan word, volwaardig mense kan wees? Hoe bring hy vir ons shalom? Primêr deur verhoudings. Deur verhoudings. In die eerste plek, 'n diep verhouding met die lewende Here. Kyk net weer na ons kernversie. Die Here sê, julle moet goed luister na wat ek, die Here, julle God sê. Julle moet gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf. Dit is verhoudingstaal. Die Here sê, kom lewe so naby my in 'n diep intieme verhouding dat jy kan hoor wat ek vir jou sê. In 'n verhouding van diep koneksie met die Here. Daardeur kom shalom. Daardeur word jy heel. Die Here sê, ek is die Here wat jou gesond hou, wat jou gesond maak. Ek is die Here, die healer van jou lewe. Jy's in Markus 12, kry ons daai bekende vraagie van die skrifgeleerde wat vir Jesus vra, wat is die heel grootste gebod? Wat is die gebod wat heel bo staan? Kyk, as ek hom nakom, dan is ek okay. Wat is die heel grootste gebod? En kyk maar net dit weer raak. Hoe Markus dit vir ons skryf. Jesus beweeg van hierdie denkraamwerk van riglyne en wette en gebooie en goed wat gedoen moet word. Beweeg hy oor na 'n denkraamwerk waar verhoudings nommer 1 is. Waar dit alles gaan oor verhoudings. En Jesus sê vir hom, jy sal heel word, jy sal shalom ervaar in jou lewe. As jou hart, jou siel, jou verstand en al jou krag, as dit by mekaar kom in jou lewe. En dit gebeur deur 'n liefdesverhouding met God. Deur 'n liefdesverhoudings met mense rondom jou. Dan ontvang jy shalom. Ek is een van die mense wat maklik vir mense sê, weet jy, op die ou einde gaan alles oor verhoudings. Die lewe is verhoudings. En dan is ek die een wat net in die volgende oomblik, dan raak my kop so vol met take wat ek moet afhandel in die komende week. Goed wat gedoen moet word. Tydslyne wat gevolg moet word. Nie dat dit onbelangrik is nie. Maar as ons sê, alles draai om verhoudings, dan moet dit ook in my kop realiseer, dat alles draai om verhoudings. Dis die pad van heelwording, van shalom. En dit is verhoudingstaal wat Jesus sê. Jy moet die Here jou God lief hê, met alles wat jy het en wat jy is. En op dieselfde plek, ook jou naaste soos jouself. Dis verhoudingstaal. En dan net weer,
vers 26, luister, lewe so naby aan die Here, dat jy hom kan hoor. Kan ek afsluit? Ek dink elkeen van ons sit hier met 'n diep begeerte aan shalom. Dat hy potskerwe by mekaar kan kom. Ek dink elkeen van ons het diep begeerte om te kom by Elim, waar 12 fonteine is, 70 palmbome, 'n simbool van oorvloedige lewe. Ons wil almal daar kom. Maar kyk mooi, daar is 'n plank, 'n stuk hout in jou lewe. Hoogstwaarskynlik is dit iets wat jy eenkant gesit het, en hoogstwaarskynlik is daai plank, hout in jou lewe, en het jy gedink, maar dit moet ek net gebruik vir 'n vuurtjie, vir braaivleis. Maar gaan kyk mooi, wat kan jy doen? Gaan let op, daar is 'n stuk hout in jou lewe. En net soos Moses dit moes optel, wat die Here vir hom gesê het, en dit op die water moes gooi, sodat die water soet word. Net so moet jy iets gaan doen. Maar gaan wees oop vir daai hout. Ek weet nie wat dit kan wees nie. Dit kan dalk mense wees wat jy ge-unfriend het op Facebook. Mense wat jy dink, maar ag, ek het nie meer vrees 'n kontak met hulle nie. Of verhoudings waarin jy geleef het, wat jy begin eenkant skuif het in jou lewe. Wat jy weer moet nader trek. Die shalom kom deur verhoudings. Maar wat kan jy gaan doen? Gaan wees oop. Die Here gaan vir jou wys, wat is daai stuk hout wat jy moet optel? En ek glo die Here gaan ook vir jou wys wat jy moet doen met daai hout. En jy sal weet, dit wat ek nou gaan doen, gaan vir my meer shalom gee in my lewe. Dit gaan vir my meer heelheid gee. Die Here gaan my kom gesondheid gee vir my lewe. My gebed vir elkeen van julle is, gaan leef in hierdie shalom van die Here. Amen. Dankie Here vir u woord. Dankie dat ons kan oop wees vir die reis saam met u. En elkeen van ons kan beleef dat u met elkeen van ons op 'n unieke reis besig is. En wys vir ons, dalk miskien sommer in hierdie week wat voor lê, dalk miskien vandag, wys vir ons daai stuk hout wat ons moet optel, wat ons moet doen vir 'n pad van heelheid, vir 'n pad van genesing. Help vir ons om daardeur ook shalom te beleef. En op die ou einde om mense te wees wat juis in hierdie shalom lewe. Amen. Ons gaan afsluit met die bekende oorwinningslied. Lekker uit ons harte uit, wat ons draai na die Here. Kom ons staan en eer ons die Here met vers 1, 2 en ook vers 3.
Mag elkeen van julle ook in hierdie komende week in Shalom leef. Amen.